baie welkom hier by die aanbieding oor die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse kurrikulum sedert 1990 tot hede. Ek haal vir ons die woorde aan van ons eerste demokratiese president, Nelson Mandela, en dit sê, "Education is the most powerful weapon you can use to change the world." Nou, ek het hier vir jou 'n spotprentjie van 'n onderwyser wat met ouers praat oor 'n leerder wat die verkeerde wapens skool toe bring. En ek rig aan julle die vraag, rus jy jou leerders toe met die regte wapens in die skoolomgewing? As ons 'n bietjie kyk na wat is kurrikulum, is die woord afgelei van die Latynse woord currere, wat 'n reis of 'n wedloop voorstel, en dit is ook nie 'n reguit resiesbaan nie, en so is die term kurrikulum ook nie net 'n reguit resiesbaan nie, maar ook ene met 'n klomp draaie en so, en dit kan ons sien met die verskillende definisies van die term kurrikulum. So daar is nie net een enkele definisie daarvoor nie, daar het ek vir jou 'n paar gegee dat dit die som totaal van leergeleenthede is. Dit is 'n opvoedkundige reis vir studente om deurlopend hulself te ontwikkel en bemagtig. Dit is 'n georganiseerde bloudruk wat die volgorde van inhoud en vaardighede vir onderrig en leerpraktyke binne 'n bepaalde konteks bevat. Nou, as jy kyk na al hierdie definisies ook, en die laaste een, dis 'n gekompliseerde gesprek tussen onderwysers en studente oor die verlede en die toekoms, as ook die betekenis van die hede. En hierdie definisie spesifiek gaan vir ons later in die aanbieding belangrik wees as ons moet kyk na die geskiedenis van kurrikulumhervorming. Maar die belangrikste nou wat ons hier sien is dat kurrikulum is nie net volgens Graham Joly nie net die noue perspektief kan ons dit sien nie, maar ons kan dit ook in die breër perspektief sien. Ook in die breër perspektief sien. En met die breër perspektief word bedoel dat dit is nie net die dokumente en die beleid waaruit ons onderrig nie, maar ook die omgewing waarin ons is en die konteks waarin ons onderrig, die tipe leerders wat ons het in ons klasse en die leergeleenthede wat ons skep. Dan kyk ons nou na kurrikulumontwikkeling, en kurrikulumontwikkeling spesifiek behels 'n proses van die ontwerp, die ontwikkel, versprei, implementeer en evaluering van die kurrikulum. En dit gebeur op 3 vlakke. En dit is op die makrovlak, en op die makrovlak ontwikkel ons die kurrikulum as beleid word ontwikkel deur die regering en die regeringsamptenare en al die mense wat daarso op die hoër vlak is. Wanneer ons kom na die mesovlak toe, dan sien ons nou dit is op die gemeenskapsvlak of ook op die skoolvlak. So basies die kurrikulum word dan ontwikkel deur die waardes van die gemeenskap wat dit beïnvloed, as ook die mense bietjie hoër op in die onderwys by die skool, byvoorbeeld jou departementshoofde en so aan, het ook 'n invloed op die kurrikulum self. Dan op mikrovlak is waar ons die belangrikste rol as onderwysers speel, en dit is wanneer ons die kurrikulum wat voor ons is, moet onderrig. En daar is baie ander faktore wat hierdie kurrikulum beïnvloed, en die belangrikste hierso is dat ons is op die vlak van implementering, en ons is op die mikrovlak. So alles wat afkom, die KHBV kom af van die makrovlak en word beïnvloed deur die mesovlak, en ons moet dit steeds op die mikrovlak implementeer in ons klaskamers. Nou, dit is baie belangrik om te weet ook dat
beplande kurrikulum kan nooit neutraal wees nie. Die beplande kurrikulum is hoe dit spesifiek in die KHBV uiteengesit is met die tyd en alles, en ons eintlik 4 soorte kurrikula wat ons kry, is dat ons die beplande, die ervaarde kurrikula is dit wat kurrikulum is, dit wat ons eintlik ervaar in die klaskamer, die werklike toepassing van die kurrikulum. Die versteekte kurrikulum of verskuilde kurrikulum is gewoonlik dit wat agter die kurrikulum is, die waardes en goed miskien moontlik byvoorbeeld van 'n Christen perspektief wat versteekte of verskuilde kurrikulum is wat na vore kan kom deur dit wat jy leer. En die geassesseerde kurrikulum word gewoonlik belyn met die beplande kurrikulum, want dit is wat jy moet assesseer volgens die KHBV byvoorbeeld. Nou, dit is baie belangrik dat ons weet dat kurrikulum is nie neutraal nie, omdat dit deur verskeie dinge beïnvloed word, en ek noem hulle hier langs die kant, skole onderrig verskillende vakinhoud, en verskillende hulpbronne is beskikbaar by verskillende skole, en dit gaan natuurlik die kurrikulum wat onderrig word beïnvloed. Verder met ons ook is die kurrikulum nie net in een dokument vasgevang nie, ons het die KHBV, die NPA, en met ander woorde, dit is nie net een dokument waarin die kurrikulum voorkom nie. Die ekonomiese toestand van die land waar ons is, die magsverhoudings wat ons het in ons land kan dit beïnvloed, die partye wat aan bewind is, al sulke goed, en die politieke agtergrond is veral iets wat die kurrikulum beïnvloed, en daarom kan dit nie neutraal wees nie. Ek haal Chris Holmes se woorde aan wat sê, curriculum development is dependent on the multiplicity of players involved in its construction. En dit staaf weer eens dat curriculumontwikkeling en die curriculum wat voor ons is, dit kan nooit neutraal wees nie, want dit is konstant beïnvloed deur die mense wat op die verskillende makro en meso en mikro vlak is, en hulle wêreldbeskouings en hulle sienings beïnvloed dan die kurrikulum wat ons moet implementeer op mikrovlak as onderwysers. Ek haal ook vir jou Du Plessis, Boyce en Mapalala se woorde aan. As history shows, those in power tend to give education a flavor and form that reflects their interests. En die flavor en form was vir my mooi gewees, want dit wat daardie mense in belang stel, wat hoër op is en wat in die magsposisie is, hulle is die persone wat die kurrikulum die meeste beïnvloed. En daarom kan kurrikulum nooit neutraal wees nie. Ons kyk bietjie na die geskiedenis en jy vra vir my, hoekom kyk ons na die geskiedenis? En in ons konteks spesifiek is dit belangrik om te kyk na die geskiedenis, sodat ons kan sien, waar is die foute, waar het ons verkeerd gegaan en hoe kan ons dit nou regstel? Die eerste, ons het 4 beleidsiklusse. Die eerste beleidsiklus het begin na 1994 en dit is die ou kurrikulum wat van alle rassistiese en seksistiese agtergronde en invloede gesuiwer is. Dan het ons die tweede beleidsiklus en dit is vanaf 1997 en staan bekend as kurrikulum 2005 en het ons IGO wat uitkomste gebaseerde onderwys is, en dan het ons 'n derde beleidsiklus en dit begin in 2002 die nasionale kurrikulumverklaring, en dit is die assessering en kurrikulum word tydens hierdie beleidsiklus belyn en die onderwysers word beter opgevoed. Dan het ons op hede het ons die nasionale kurrikulumverklaring aangepas na die KHBV toe waar ons dit nou het, en dit begin ons implementeer in 2011 en dit is steeds wat ons huidig gebruik. Nou, as ons omgaan na ideologie wat die ontwikkeling van kurrikulum beïnvloed het, kyk ons eers na die 5 oriëntasies wat 'n invloed
op die KOBV gehad het. En eerstens het ons daar akademiese rasionalisme, en dit is waar met akademiese rasionalisme, die leerder leer om onafhanklik te ontwikkel en intellektueel op hulle eie te ontwikkel, en die onderwyser het nie regtig 'n doel nie, hulle is slegs belangrik as die vak wat hulle onderrig belangrik is. Byvoorbeeld, as jy 'n wiskunde onderwyser was en dit is goed geag, dan was jy belangrik daarso. En tweedens het ons persoonlike relevantie. En met persoonlike relevantie behels dit dat leerders intellektueel ontwikkel in belangrike vakke. Dat skole met hulpbronryke omgewings wees. Die onderwyser hier se doel is om die kurrikulum te struktureer om die leerder se belangstellings, en die omgewing moet vol hulpbronne wees. Die leerder se hele doel in hierdie skoolomgewing is om te self-aktualiseer. En dan het ons nou so persoonlike relevantie dan, as ons gaan na die derde ene toe, dan ons sosiale aanpassing en rekonstruksie. En met hierdie oriëntasie, die leerder moet 'n kritiese bewustheid ontwikkel om ongelykhede in die gemeenskap en in die omgewing in die skool raak te sien. Die onderwyser hierso help die leerder om hierdie probleme te sien, en daar vind kritiese gesprekke plaas tussen die leerder en die onderwyser, en dis daar's 'n sekere respek tussen die leerder en die onderwyser met hierdie sosiale aanpassing en rekonstruksie. Die vierde oriëntasie is 'n tegnologiese oriëntasie, en dit kom nou hier in waar dit 'n sistematiese beplanning, daar spesifieke doelwitte in plek, en die onderwyser help die leerder om hierdie doelwitte of doele te bereik. En laastens, op die vyfde oriëntasie het ons ontwikkeling van kognitiewe prosesse, en die onderwyser en die leerder is hier albei aktief betrokke by die kurrikulum en om die kennis en vaardighede op te bou wat hulle nodig het. Nou, as ons moet kyk na die ideologieë wat hierdie oriëntasies beïnvloed, kan ons sê dat die persoonlike relevantie en sosiale aanpassing is meestal gefokus op Stenhouse se ideologie en Freire se ideologie. Stenhouse het gefokus op die ervaarde kurrikulum, hoe leerders leer, en die onderwyser se doel hierso is om leerders te lei. En meestal hierso kan ons dit gesien het in die kurrikulum van 2005. En Freire se temas is uit die leerder se leefwêreld geneem, dit waaroor hulle geleer het. En dit beteken ook dan dat die leerders die praksis moet bereik. Met ander woorde, hulle moet krities kan dink en besluite kan neem wat goed is. Ja. En Freire het temas uit die leerders se leefwêreld geneem. Dit is nou klaar. Dan het ons by die vierde een het ons tegnologiese oriëntasie. En dit is Tyler se siening daarso, se model wat oorgedra word. Dis 'n vertikale oordrag van inhoud, as ons dit so kan sien, van bo na onder. Die onderwyser dra die inhoud oor aan die leerder. En dit is ook basies ons KBV's ook al op hierdie vlak ingestel, want die onderwyser is die persoon wat gesien word met al die inhoud, die belangrike inhoud, en hulle gooi die leerders vol van al hierdie inhoud. En die leerder moet net die inhoud inneem. En as ons kyk na kurrikulum hervorming marginaliseer leerders, ek dink in enigiets is dit, sal dit marginaliseer beteken om 'n sekere groep uit te sluit gebaseer op sekere gronde, en dit is van nature dat, omdat geen kurrikulum neutraal gaan wees nie, dat daar van nature altyd 'n groep is wat uitgesluit gaan word. Maar spesifiek die kurrikulum van 2005 het leerders gemarginaliseer, omdat daar
So, omdat onderwysers nou nie regtig opgelei is tydens hierdie kurrikulum nie, is daar moeilikhede gewees om die kurrikulum te interpreteer en daarom om dit toe te pas. En daar's beperkte hulpbronne gewees by sekere skole. Daar's onduidelike riglyne oor implementering. Die tydsbeperkings het daarso 'n rol gespeel, want daar was nie byvoorbeeld genoeg tyd om spesifieke vaardighede en kernkonsepte vas te lê nie. En nog 'n probleem is ook dat soos leerders, hierdie kurrikulum het vreeslik gefokus op leerders wat groepwerk doen, en nie alle leerders is leerders wat groepwerk kan doen nie, en daarom kan die kurrikulum hierdie leerders marginaliseer. As ons nou verder kyk na Krasmungadi en Rwandi se woorde, sê dit daar, consequences were twofold. The role of the teachers in curriculum design became marginal, and the curriculum was framed and mystified by impenetrable and obscure jargon. Met ander woorde, dit was baie moeilik om dit te implementeer. Die woordeskat en so aan was moeiliker om te implementeer, en die onderwysers is self gemarginaliseer en nie net die leerders nie. En dit is baie belangrik om dit in ag te hou daarso met hierdie kurrikulum. Dan het ons die kernkonsep hiervan is dat kennis slegs beperk is tot dit wat die onderwyser met die klas na die klas bring, en dit wat die leerder na die klas bring. So daar's geen verdere uitbreiding van enige kennis van enige ander plek af nie. So dit beperk die kennis wat dan in die klas geleer word, en dit marginaliseer ook leerders op die einde van die dag. Die derde beleidssiklus wat geïmplementeer is, hierso het die inhoud as ook die metode van leer en onderrig wat is nie voorgeskryf nie, en onderwysers moet hulle eie werk ontwerp en implementeer en so, en op daardie manier kan ons ook sien hoekom hierdie tipe werk dan nou kinders of leerders in jou klas sal marginaliseer, want ons altyd 'n wêreldbeskouing wat daar agter is wat die kurrikulum beïnvloed. Nou kyk ons na die huidige KHBV vanuit die leerders se verwysingsraamwerk, en ons lewe nou in die 21ste eeu en tegnologie is oral beskikbaar vir kinders, en dus al die punte wat in die KHBV is, met ander woorde die doel om kinders te leer, om goed te ontleed en vaardighede aan te leer, alles dit word beïnvloed deur tegnologie. Want op die huidige oomblik het ons hierdie tipe leerder wat al hierdie dinge eerder wil doen. Hy is tegnologies vaardig, hulle is internetstaatmakers, hulle hou van groepwerk, hulle het 'n kort aandagspan, gewoonlik so hier by 8 minute, en 'n leerder wat 'n konstante terugvoer benodig. En hulle leer deur foute te maak en die foute reg te maak. So, dit kan vir jou sê dat leerders, omdat ons kurrikulum nog terugdateer tot en met 2011, kan ons sê dat dit half, die leerders is verveeld in die klas, en ander leerders word soms ook uitgesluit in die klas. Ons sê ons wil inklusiewe kurrikulum hê, maar daar is steeds leerders wat ook hindernisse ervaar, al hoe meer in vandag se tyd as gevolg van die tegnologie. En daarom is dit ons onderwysers se doel om hier op die mikrovlak nou te dink ook vanuit die leerder se perspektief. Wat kan vir die leerder interessant wees in die klas? En die KHBV maak nie baie voorstelle vir hierdie nuwe 21ste eeu leerder nie. Ek lees vir jou aangehaal uit die CAPS dokument, of althans die KHBV dokument. Dit sê inklusiwiteit behoort 'n belangrike deel van organisering, beplanning en onderrig by elke skool te vorm. Dit kan alleenlik gebeur indien alle onderwysers deeglik begryp hoe om leerstruikelblokke te herken en aan te pak, as ook hoe om vir diversiteit te beplan. En nou, dit stel alles daarso diversiteit, hierdie van tegnologie en alles wat ons moet inkorporeer. Al hierdie dinge moet ons in ag neem wanneer ons kurrikulum ontwikkel en hervorm.
En uiteindelik vra ek vir jou die vraag, wat is die waarde van kurrikulumontwikkelingsproses op skoolvlak en die belangrikheid van kommunikasie? En dit is baie belangrik dat ek wil ook vir jou aan oor die leerhindernisse in die klaskamer aan te spreek. So, hoe kan jy as onderwyser die kurrikulum aanpas om dit te implementeer in die 21ste eeu, wanneer daar so 'n diverse tipe leerders in jou klas voorkom? En die enigste manier hoe jy dit kan doen is deur die implementering op die kurrikulumontwikkelingsproses, is jy op die implementeringsvlak, op mikrovlak as onderwyser, en jy kan dit doen deur jou leerstrategieë en metodes aan te pas, sodat dit en ook kurrikulum differentiasie kan jy toepas, om dan nou uiteindelik leerders ook in jou klas te help. Die onderwyser is nie net beperk tot byvoorbeeld, ja, daar is hulpbronne wat jou beperk, maar daar is ander interessante maniere hoe jy leerders kan help wanneer jy die kurrikulum toepas. Want dit is belangrik om te onthou dat 'n kurrikulum behels 'n netwerk van kontekstuele verhoudings tussen die onderwyserkennis, leerders en die konteks. Daarom sou ek aanbeveel dat onderwysers deelneem nie net aan die beleid soos die KABV toepas in die klaskamers nie, maar ook deelneem aan gesprekke. Dit is jou doel om deel te neem aan daai gesprekke, om byvoorbeeld, al is dit beleide in die skool aan te pas en so aan, om altyd 'n opinie te lewer oor wat jy dink die beste gaan wees, omdat jy 'n stem het in die onderwys as 'n onderwyser om die kurrikulum te beïnvloed. En ek lees vir jou graag, dit is jou doel om daai bydrae te lewer, want as ons kyk na kurrikulum in die breë perspektief, sluit dit alles in die skoolomgewing aan. Dit is nie net die KABV wat jy kan beïnvloed nie. Daar's baie ander dinge wat jy kan beïnvloed deur die metode waarop jy in jou klaskamer klas gee. Ek haal Goonie se woorde aan van 'n ondersoek wat hulle ingestel het, en dit stel, researchers have pointed out that teachers are significant agents of curriculum change, and their preparedness to adopt curriculum reforms is crucial in shaping the success or failure of curriculum change. Nou jou doel dan nou hierso is, jy moet met 'n oop hart kan deelneem aan hierdie kurrikulumontwikkelingsproses en jy bereid wees om jou bydrae te lewer. En gaan ook op hierdie, stel hulle voor dat onderwysers self ook oplei, lei jouself op, gee vir jouself daai kans om nuwe strategieë en metodes toe te pas in die klas, om te kyk wat werk en te kyk wat nie werk nie, want die kurrikulumontwikkelingsproses op mikrovlak is wat vir jou, wat jy uitvind wat werk en wat nie werk in jou klaskamer nie. En daarom is dit so belangrik dat jy kyk na jou leerstrategie, jou metodes en jou omgewing om dit aan te pas in die 21ste eeu. En ek sluit weer af met hierdie. Onderwysers onderrig die kurrikulum op mikrovlak en moet dit aanpas vir die tipe leerder in die klas in die 21ste eeu. So jy gaan moet tegnologie inkorporeer in alles wat jy doen, by die kurrikulum sit, soos wat jy dit doen. En kurrikulum differentiasie toepas, soos wat die KABV wil hê jy moet. En ek vra jou weer die vraag, rus jy jou leerders in die klas toe met die korrekte wapens? Is jou kurrikulum aangepas om die 21ste eeu leerder te kan hanteer en te kan onderrig in jou klas?